Hallo, my naam is Johan Botes en vandag gesels ons 'n bietjie oor die ontwikkelingsfase van kinders se geloof op hulle geloofsreis. By ons gemeente het ons hard gewerk om families te wys dat hulle vir ons belangrik is, dat hulle welkom is in erediens. So ons het die familiekamer het ons 'n mooi geel muur geverf om kleur te gee. Ons het vlaggies gehang. Ons het die swart verf gebruik om een van die deure te verf sodat kinders daarop kan teken. Ons het plastiek tafeltjies uitgepak met stoeltjies sodat kinders kan inkleer. En een van ons tieners het by die hoekie wat ons ingerig het met 'n klomp boekies vir ons hierdie mooi teken gemaak. Hierdie driedimensionele teken waarop staan lees en dit mooi geverf, baie moeite gedoen daarmee. En die eerste Sondag, nadat ons al hierdie werk gedoen het, nadat hierdie tiener met baie liefde en sorg vir ons hierdie teken gemaak het, woon ek en my familie die diens by. Ek en my gesin en ons seentjie van 2 jaar oud. Dit was nie lank nie. Ek dink die voorsang was nog aan die gang. Toe sien ons speel hy met hierdie teken en nou lyk dit so. Stikkend. Dis gebreek. Ek dink dit is baie ouers se ondervinding wanneer hulle met kleintjies kerk toe gaan. Ons hardloop agter die kinders aan. Baie van ons, ek en my vrou, net dalk een van ons hoor dalk die boodskap van die oggend, maar verder hardloop ons agter die kleintjies aan en dan wonder ons, jy weet, is dit die moeite werd? Is dit die moeite werd om al die moeite te doen, al die chaos, goeders wat breek, ons wat partykeer skaam is, as die kinders nie luister en hulle raas, is dit die moeite werd om kerk toe te gaan? Al die moeite te doen, moet ons nie dalk wag tot die kinders verstaan wat in die erediens aangaan nie. Dat hulle kan stil sit en hulle luister en jy weet, hulle weet en ervaar iets van die erediens. En dis ons dilemma baie keer. Ons maak nie saak hoe ons kommunikeer en hard probeer kommunikeer aan ouers om vir hulle te sê, dit is oké. Jou kinders is welkom hierso, al beweeg hulle rond in die erediens, al raas hulle in die erediens. Wonder ouers maar nog steeds, moet ons nie maar eerder terugkom wanneer die kinders verstaan waaroor die diens gaan en wat in die diens aan die gang is nie. En baie kerke, selfs al is hulle baie verwelkomend teenoor kinders en jy weet hierdie besige lywe, het hulle kategese programme wat eers begin vir ouer kleuters of vir laerskoolkinders. So dan bly ons maar dalk eerder by die huis en ons wonder, moet ons nie maar net wag tot die kinders verstaan nie. Die ding is van geloof, is dit ontwikkel met tyd, dit ontwikkel op 'n toepaslike manier van kleins af. Dis 'n geloofsreis. Volwasse geloof is iets wat ontwikkel met tyd, met verskillende fases. In die begin is dit net die deel van Bybelstories, die oorvertel van Bybelstories, saam die Bybelliedjies, die kerkliedjies sing, saam uitknip en speel, saam die Bybelstories ontdek. En eers later ontwikkel kinders die vermoë om bietjie abstrakt te kan dink, om te kan reflekteer oor geloof, om die betekenis agter die gelykenisse te verstaan. So vandag wil ek sommer net 'n vinnige 'n paar fases noem van waar kinders begin tot waar hulle eindig. En die eerste ene is konkreet na abstrakt. Konkrete feite in Bybelstories is vir kleintjies baie toepaslik eerder as gelykenisse. Hulle kan nog nie die denkspronge maak van metafore om metafore en simbole te verstaan soos wat tieners kan doen. Kinders wanneer hulle later in hulle ontwikkeling is nie. Daar's 'n skuif van groep na individu, die ontwikkeling van 'n selfkonsep, die tyd waar kinders gewoonlik vir hulle self Jesus aanvaar, is eers rondom graad 6 na 8 toe. Kleinkinders wil net deel wees van die groep. Die behoefte aan hulle eie identiteit, om hulle eie keuses te maak, om self te dink oor geloof, dit word eers baie later gevorm. Daar's 'n skuif van stories na refleksie toe. Tieners kan makliker as kinders die waarde agter en die beginsels agter 'n verhaal insien, terwyl kinders bloot die feite van 'n storie kan verstaan. Daar's 'n skuif van speel na ervaar toe. Pret en kuns en saam doen aktiwiteite is belangrik by kinders, terwyl goed soos ervaringsleer, goed soos kampe en uitreike en diensprojekte treffers is by tieners. Daar is 'n skuif van onthou na internaliseer. Kinders onthou bloot net die feite, maar ouer kinders en tieners kan daaroor reflekteer en gesels, dit internaliseer en dit toepas. Daar's 'n skuif van die absolute aanvaarding na vrye keuse toe. Kinders volg die opinies van die volwassenes wat hulle liefhet en hulle respekteer, terwyl tieners geloofskwessies kan bevraagteken en opinies kan vergelyk. Die ding is wat ons moet onthou is dat geloof 'n reis is.
Dat daar 'n klomp mylpale langs die pad is en dat daar geskei word van een punt na 'n volgende punt. So wees bewus van die ontwikkelingsfase waarin die kinders is waarmee jy werk. Dit is dalk net vir jou okay om die Bybelstories oor en oor te vertel en te weet dat die kinders net nou die feite gaan verstaan en eers later betekenis en interpretasie gaan hê van hierdie stories. Dis okay om dalk nou in 'n sekere fase net speletjies te speel. Kuns te doen, uit te knip en te plak en die stories en die verhale van die Bybel te ontdek op so 'n manier. So moenie gefrustreerd word as kinders se geloof nie ontwikkel soos wat jy wil hê dit moet ontwikkel nie. Hou in gedagte in watter fase hulle is en werk in daardie fase. So, ek en my vrou het besluit, ons wil die geloofsreis van ons 2-jarige seentjie geniet. Ons wil toelaat dat sy vrae en sy ondervinding en ontdekking van die Bybelstories ook ons vorm, sodat ons ook meer soos kinders word wat die koninkryk kan ontvang. En ons nooi jou uit om dieselfde te doen. In ons huis gaan ons baie maak van gewoontes, soos om saam die Bybelstories te lees, oor God te praat en gereeld kerk toe te gaan, saam te bid en te lees. Want van kleins af word die fondament gelê wat latere geloofsontwikkeling beïnvloed. So moenie gefrustreerd wees nie, maak maar reg daar waar hulle breek, maar moedig ouers aan om nog steeds kerk toe te kom. Om te wys dat saam wees en saam bid en saam sing en saam Bybel lees belangrike beginsels is vir die ontwikkeling van ons kinders se lewens. Gesels nou verder saam en maak gebruik van die meegaande hulpmiddels.